Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Vader, ek loof en prys U naam vanoggend. Dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Dankie om woord te kan gee. Dankie Here Koning Jesus. U is waardig. U is waardig. Dit gaan alles oor U Jesus. Dankie vir wat U aan die kruis gedoen het. Dankie dat U gebore is uit 'n maagd, in 'n krippie gesit is, in 'n stal. Dankie dat ons Kersfees kon vier en daai geboorte kan vier. Vader, dankie wat U vir ons in die kruis gedoen het. Dankie dat U God as 'n mens moes aarde toe kom om vir ons sonde te sterf en vir ons die koninkryk te gee en die groot geskenk van Heilige Gees. Heilige Gees, U so welkom hierso en help my dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons hart vir U goed en welbehaaglik sal wees. Ons loof en prys U naam. Amen. Hoor, dit is lekker vanoggend met julle. Ek wil net vir ons hierdie deur oopmaak. Nou agtergekom as hierdie deur oop is, nou kom hier 'n trek deur om Charlie en dit help, hoor. En ek wil dit net gou doen, want dit raak nogal warm hier voor. As jy die oues wat betaal is by die kerk doen jy alles, jy maak die deure oop. Als lekker, net vir ons 'n trek daar deur kry, want hierdie plekkie kan warm word. Ons is nou al 'n jaar hierso, kan julle glo? Is dit nie 'n voorreg wat die Here gedoen het in 'n jaar nie? Ons gaan vandag 'n bietjie daaroor praat. Kom ons gee vir my hand. Ons gaan 'n bietjie oor 'n paar goedjies praat vanoggend. Ek wil dit by julle. Ek het laas jaar ook 'n bietjie daaroor gepraat en ek wil hierdie jaar weer daaroor praat. En ek gaan elke jaar daaroor praat en ons gaan gereeld daaroor praat. En ons moet besef, God se dinge is hoër as ons dinge. Hy dink nie soos ons dink nie. Jy sien, al die jare probeer ons, en veral waar ek vandaan kom, probeer God in my boksie sit. God is nie in ons boksies nie. Anders het ek hom nie gedien nie. As hy was soos mense vir my beskryf is, as ek hom nie dien nie. Hy is bo dit. Of jy die skrif gee, die Here my vanoggend mee, ek sal nie sê wakker gemaak het en mee gepla het, maar dit is nou nie deel van my plan gewees nie. En ek gaan dit vir julle lees, Jesaja 55 vers 1 tot 11. Kom ons hoor gou wat sê hy. Almal wat dors het, kom na die waters. Daai julle Johannes 10 vers 37. Strome van lewende water. Een van my skrifteks lief vir dit. Dis net hy wat jy dors kan lees. Wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig. Na my is met 'n hoofletter, hoor. Eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Tja. Die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, nie net van Israel nie. Praat nie van Israel nie. Praat van ons, alle volke. Tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Het julle geweet dat koning Dawid in die 1000 jaar vrederyk fisies op 'n troon in Jerusalem, hy gaan die burgemeester van Jerusalem wees, het jy dit geweet? Ja. Dit is awesome. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Ons ken daai een, hè? Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy, God nou, hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. En ek gaan vandag vir jou wys, dat God het 6000 jaar plus minus sy tyd neergesit en die mense dit kon verander met hulle wee.
God se klok loop. Ons kan dit verander soos ons wil verander. Sy klok loop, en sy klok is ingestel op die son, maan en sterre, as jy nie geweet het nie, want hy sê dit in Genesis. Ek gaan dit vir jou wys. Dis hoe sy klok loop. Ons is deur die keisers ingestel, as jy nie geweet het nie. En hulle is lankal dood. Ons sit nou met die gevolge van daai klok. Alright, maar is goed, God is nie vir my probleem, hy kan daarmee werk. Ek wil weer vir julle lees, vers 8. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie. Onthou dit, hoor. Spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal, en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg terugkeer nie. Ons gebruik daai ook, né? Die Here se woord sal nie leeg terugkeer nie. Ons kan dit maar 'n bietjie uit konteks uitgebruik, want ons gee die Here se woord en dit sal nie leeg terugkeer. Dit sal nie leeg terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Ja. Vir 'n doringboom sal 'n sipres opgaan, vir 'n dissel sal 'n myrtelboom opgaan, en dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Ek gebruik hierdie en ek glo die Here het vir my hierdie gegee, omdat ons nou gaan bespreek en nou oor gaan praat, dat jy kan verstaan, sy wees nie ons weer nie. As hy gesê het, hy gesê. En dit het nog nooit verander nie. Die mens het alles in sy vermoë probeer om alles te verander, maar God meng so in, dat selfs 2000 jaar terug, is alle tyd op hom. Voor Christus, na Christus. Maak nie saak hoe die wêreld teen Christus praat nie. Dit is nog steeds 2000 jaar terug het dit begin. Voor dit was voor Christus en dan na Christus. En ons is nou op daai kalender. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Hierdie jaar, ek het laas jaar gepraat, hierdie jaar is agter my op, is volgens, ek sit nou maar die Israel vlagge op daar, maar daai vlag het eintlik niks te doen met die Here nie, as jy nou nie geweet het nie. Maar ek sit dit nou maar net op ter verwysing. 5786 is die jaar nou, van die skepping, vanaf die Here nou alles begin het. Ons kalender is 2026, ons kalender het nou 2000 jaar terug begin. Maar God se kalender loop nog die hele tyd. En sy kalender, en as jy na hierdie goed kyk, sal vir jou 'n visie gee van wat aangaan in die wêreld. Of jy nou hierdie goed geweet het of nie, ek sê vir Elsie vanoggend, ek het tot voor 2020 niks van hierdie goed al geweet. Ek het 'n paar goed al geweet, maar ek het nie hierdie besef nie. En kan jy glo, nou dat ek terugkyk op hierdie kalenderklok van die Here, het my goed so geloop, of ek het nou beplan het of nie? Jy kan dit nie dink nie. Jy kan dit nie dink nie. En ek wil vandag vir julle wys, ek gaan dit vir julle bewys vandag, dat die wêreld, the powers that might be, ken hierdie goed, maar jy nie. Hulle probeer 'n stokkie voor hierdie goed steek, dat jy nie daar uitkom nie. Of dink jy ons het verniet maskers gedra, 2020? Ek gaan vir jou wys vandag. Dit was beplan. Kom ons kyk. So, profetiese visie vir 2026 en natuurlik oujaarsaand gaan ons bietjie aan daarmee, en dan weet jy wat gaan ons oujaars doen, ek vertrou die Here daarvoor, ek bid daarvoor, is dat die Here vir ons bietjie profetiese woord ook gaan gee. Ons kyk hoe vloei die Gees oujaarsaand. Dit gaan lekker wees, ek is nogal opgewonde oor. Kyk, waar die Gees betrokke is al redelik gewoonlik chaos, maar ons kyk nou maar wat gebeur. Nee, so ek hoop vir 'n bietjie chaos, en julle? Of moet alles prim en proper wees? As jy na prim en proper kerk toe wil gaan, is hierdie dalk nou nie joune nie. Want hierso moet so 'n bietjie nou en dan Holy Spirit chaos wees. Alright. So, dat die Here bietjie kom inmeng. Ek het nou amper Sondag, toe ek sê amen klaar gemaak, toe kry ek net so tikkie hierso op my heup. Die Here Heilige Gees doen dit met my. Sê, nou nie vergeet nie, ek het nog ietsie wat ek wil doen hierso. En dan doen hy dit gewoonlik.
En ek het gesien op die bevrydingskampe wat ons altyd aangebied het, dog ek, Here, as jy nie vanaand vir my deurkom en dan is ons nou chaos, en ek het nou klomp goed vir hierdie mense beloof, maar hier is nou niks nog nie. Nou ewe skielik kan voel ek net so 'n wyntjie op my wang, sê, maar nie hoor, en ek is lankal hierso. Jy praat net te veel. Dis gewoonlik wat gebeur. As jy nou net 'n bietjie langer terug al wou stil gebly het, kon ek dalk al iets gedoen het. Sonder die Heilige Gees, nee, is alles natuurlik. Dis Heilige Gees is bonatuurlik. En Heilige Gees is God self. Heilige Gees het bonatuurlik oor die waters gesweef en gesê, laat daar lig wees. Heilige Gees. God homself. Jesus is God homself. Ek het nou dag 'n ander ou, hy het dit reg gesê, hy's reg, daar op Facebook, almal is mos Facebook warriors, en almal preek op Facebook, en so aan, en jy dink jy het jou dink daar, maar in elk geval, hierdie een ou sê toe nou, Jesus is God, en toe een ou nou geantwoord, een of ander professor, en hy het dit nou mooi ontleed, maar geen mens kan het verstaan nie. Geen. Hy's reg in wat hy sê, maar jy gaan woordeboeke moet by jou hê, hoor. Jy moet dakboeke uithaal, om by hierdie ou stand te. En ek glo in die Heilige Gees het dit ooit so gecompliseerd gemaak. Nee, het nie. Niks nie. So, profetiese visie, ons almal moet 'n visie hê. Want die Bybel sê, natuurlik vir kerke, gemeentes, vir die mense, die eklesia. Spreuke 29 vers 18 sê my beste, hy sê so, where there is no vision, the people perish. Die Afrikaanse vertaling sê hom so, as daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos. Dit beteken alles trek uit mekaar uit. Daar's nie visie nie. Ouens weet nie waartoe hulle gaan nie. Ek het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat, selfs 'n maatskappy of 'n besigheid. As daar nie 'n visie is nie en die baase praat nie met die mense nie, wat gaan aan? Niemand praat met jou nie. En vandag, maak nie saak waar jy kom nie, kommunikasie is baie belangrik. Jy moet kommunikeer met mense. Mense moet nie wonder nie. God het nog nooit dat ons wonder. Ek wonder hom nou. Ja, God sê, maar ek het die hele woord daar, ek het vir jou gesê hoe dit begin het en ek het vir jou gesê hoe gaan dit eindig. Maar nou die kerk, hulle laat ons wonder. Want as vir ons gesê, nee, ons kan nie verstaan nie, want ons is nie geleerd nie. Jy sien, die probleem is, die geleerde ouens het nie verstaan nie. Dis 'n probleem. Dis hoekom Jesus sê, 2 keer in die boek van Openbaring, toe hy sy briewe skryf, sy 7 briewe waarvan almal vergeet, toe sê hy, die leerstelling van die Nikolite haat ek. En Nikolite beteken om in die deity is ouwe die laity is, wanneer jy een ou voorstaan en die gepepel moet maar net luister. En God sê, ek haat daai tipe ding. Ek wil hê elke kind van my moet by my kan hoor. Elke kind van my moet sy woord kan oopmaak en dan deur die Heilige Gees wat in jou is, kry jy openbaring. Jy kan dit doen, want ek kan dit doen. En dit maak my nie special nie. Dis maar net omdat ek daar ingetap is en dit is vir my baie belangrik. So hierdie jaar moet ons mooi hoor in elkeen van ons. Ek doen nou my nuwejaarsvoorneme. Ek gaan definitief nou net Weet-Bix in die oggend eet, nie meer bacon en eiers nie, laafvet melkie en 'n 3 vrugte 'n dag en ek gaan en dan hou dit so 3-4 dae. Dalk 'n maand as ons lucky. Elke persoon wat ek nou bedien het by 'n besigheid hier, het ek vir hulle gevra, wat is jou plan vir volgende jaar? Hulle weet nie. Gaan maar net in. Want ek wil vir een ding, wil ek nog beter hoor by die Here. En dit gaan beteken, ek gaan baie meer tyd saam met ons moet spandeer. Hoe meer tyd jy saam met ons spandeer, hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe beter gaan jy hoor. Dan kom jy agter, jy hoor eintlik al lankal. Maar jy was net so besig met ander goed, om na ander goed te luister. Sy stem is so sensitief. Maar elke mens moet homself voorneem. So skryf voor in jou dagboek, en wees maar oudmodies soos ek. Skryf jou dagboek. Nee, ek gaan dit op die foon doen, nee. Voor jy nog op jou dagboek gaan uitkom, gaan om Facebook jou aandag aftrek. Of Instagram, vra my, ek weet. Skryf dit in 'n boek. Op die einde van die jaar wees sien in die boek. Skryf dit neer. Skryf voor in die boek. Die skrif wat die Here vir jou gegee het, vir die jaar.
En van wat ek vanoggend hier sê, kyk of jy dit in die boek kan skryf, kyk of dit so gaan wees. Kyk of dit so gaan wees. Dan moet 'n visie wees. Genesis 1 vers 14, hoor wat sê God hier in die begin. En God het gesê, en dit is hoe die Here se kalender werk, met ligte. Nie hierdie ligte nie, met sy ligte. Hoor gou wat sê. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens. Waarvoor moet hulle dien? As tekens. Sowel vir vaste tye, as ook vir dae, sowel as jare. Alright. Genesis 1:14, in die Engelse Bybel sê, and God said, let there be lights, noem hom as the father of the lights. Onthou julle? In die Nuwe Testament was dit Thessalisense. Ja. In the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and for years. Daai vaste tye, die woord of seasons, is die woord moed. An appointed fixed time or season. God's nie die mekaar nie. Die klok loop, en sy kalender loop. Daar's vaste tye. Die Heilige Gees het gekom, 10 dae nadat hy gesê het, hy sal kom, op 'n vaste tyd, op 'n feestyd van God, het dit gekom. Hy het nie net die mekaar hier op die 7de dag, 3:00 die middag gekom he. Nadat hy gekruisig is, het hy gesê, 3 dae, 3 nagte, na die 3 dae, 3 nagte, het hy 40 dae geloop op aarde, nadat hy opgevaar het, 10 dae, tot op 'n vaste tyd, tot op 'n vaste fees, wat ingestel is deur God, 'n paar duisend jaar terug, voor dit gebeur het. God sê die mekaar nie. En hy gaan op so vaste tyd terugkom ook. Want God het gesê, en ek kan met alle eerlikheid dit glo, voor ek 'n mens glo. Want as al daai feeste, 5 van die 7 al, in vervulling gekom het, tot op die letter, sal die ander 2 ook. Moet ek nou daai feeste vier? Nee, verseker gaan ek nie. Ek gaan eerder Kersfees vier, en dan kry jy persente. Ek spot nou maar net. Dit is nie Jode nie, en dan moet ek net vandag onthou, toch nou net. Ek is nie 'n Jood nie. Jy wil nie 'n Jood wees nie. Alright. En God het nog 'n appeltjie te skil met hulle. So, almal wat nou hierso baie is, weet nou waarvan ek praat. Vaste tye en jare. So daar's 2 kalenders, daar's die Joodse kalender, en volgens die Joodse kalender, is ons nou op die jaar 5786, dan het ek in die Gregorian kalender, 2026, is 'n Romeinse kalender, vervang deur die Juliaanse kalender. Voor dit was eers die Juliaanse kalender, ek gaan nou nie diep daarop ingaan nie, en ons is nou op die Gregorian kalender. Alright, so daar gaat ons. 5784, 2 jaar terug, was die jaar van die geopende deur. Ek gaan nou vir jou wys dat alle syfers in die Hebreëse kalenders het 'n prentjie by. So eintlik dan maklik om dit uit te werk. Maar ek laat ander ouens dit vir my uitwerk. Ek gaan nou nie daai prentjies doen. 5785, jaar van die geopende venster. Nou laas jaar gesê. So die Here het 'n deur oopgemaak, en toe maak hy die venster. Die deur kan baie dinge beteken in jou lewe. Hy het vir jou deur oopgemaak. En toe hy die venster oopmaak, beteken hy kom in. Nou as jy nou na hierdie gemeente toe terugkyk, sonder dat ons dit geweet het, nee, het die Here in 'n baie stormagtige tyd 2 jaar terug, en al die leiers sal nou weet wat alles behind the scenes gebeur het, nee, het die Here 'n deur oopgemaak, dat hierdie kerk weer sy ou naam terugkry. Kan jy dit glo? Want die Here het in 2015 en 16 van ons gesê, hierdie plek se naam sal wees Siloam. God vergeet nie, ons het vergeet. Toe probeer ons die naam verander. Dit het nie gewerk nie, niks het gewerk nie. Want God het sy naam gegee. Klag gepraat. En toe maak die Here 'n deur. Dit het nie vir ons gelyk soos deur, net gelyk soos moeilikheid. Maar dis die Here deur oop, maar jy weet, dis nie altyd, maar as die Here, as jy profetiese woord kry, die mense sê vir jou, en ek en Elsie daai woord gekry. Hy het vir ons 3 goed gesê, en een van die goed is, julle gaan op 'n avontuur saam met die Here. Ek wil nie op 'n avontuur gaan nie. Want as jy saam met die Here op 'n avontuur gaan, is dit ek sê vir sê, nee, dinge verander. Want ons hou van mos nou gemak, nee. Ek weet ek is nou 7 uur, dan word my Weet-Bix uitgepak, maar wat ook al. Ons hou van so. Maar God werk nie so nie. As hy avontuur bring, is nie soos jy dink nie.
glad nie soos jy dink, die avontuur nie. Soos iemand my sê, gaan op 'n avontuur saam met die Here, sê, hou vas, papi, hier gaat ons. En weet jy, as jy saam met die Here op avontuur gaan, dan gaan jy leer om te vertrou. En weet jy waar leer jy om te vertrou? Wanneer dit nie goed gaan nie. Die seisoen wat jy dalk in is, nee, is dalk die seisoen wat die Here jou leer vertrou. Hoe kan jy hom vertrou as dit goed gaan? Wees dankbaar as dit goed gaan. Ek sê nie dit moet sleg gaan met jou nie, hoor na my hart. Maar as dit nie goed gaan nie, wat gaan in hierdie seisoen aan? Waar moet ek op vertrou? Ja, en die Here maak toe die deur oop en hy maak toe die venster oop. Vandag, net so 'n bietjie meer as 'n jaar terug, was nog heel cozy waar ons was. Die ewe skielik toe daai deur oop gaan, toe sit die mekaar, is dit nou nie so lekker nie. Waar gaan ons nou heen? En toe gaan die deur oop na hierdie plek. En as ek terugkyk, is dit presies wat gebeur het. Alles het presies gebeur. Ek het nie dit verwag nie, ek het dit nie so gesien nie. Nou hierdie jaar wat kom, 5786, is die jaar van vasslaan, anker, en dit wat die Here die deur voor oopgemaak. Ons gaan 'n bietjie dieper daarna kyk. Die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters wat ook syfers is en elkeen het 'n prentjie. Byvoorbeeld, Alef, 1 is 'n os, kragsterkte, leiers eerste. Ek vat net 'n paar voorbeelde. 5 is He, venster, heining. 4 Dalet, deur, pad, weg om in te gaan. En so die Here, hierdie gemeente, ek praat nie eens van my eie lewe nie. Daar kan ek jou baie stories vertel. Hierdie Here pad. Ons het ander paaie probeer maak. Ja, kom. Hy het maar net sy pad gehad. En hy het 'n plan. En ons moes nou net inval by dit. En partykeer het gelyk, ons weet nie wat gaan môre gebeur nie. Die Here moet nie worry nie, is op 'n avontuur, hoor, onthou jy nou weer? Natuurlik 6 is Waf of Wa. Partykeer word dit met 'n W-A-W gespel of V-A-V, ek weet self nie. Spyker, vaslaan, om vas te maak. Die Here, die deur daarso, die volgende 2 prentjies kan jy kyk. Ek sal hierdie op die kerkgroep stuur, kan jy 'n bietjie gaan kyk. Ek het hom daar tot by 8, maar hy gaan aan. Dan kan jy gaan kyk daar, wat is die prentjies wat by dit kom. Ek wil gou net 'n voorbeeld wys, die volgende prentjie, die dekade, noem hulle hierdie die dekade van 2020, vanaf die 8-0 begin het, die dekade van die mond. Dis die dekade wat jy moet verklaar. Dis 80's, mond. Right, en toe, wat doen die wêreld? Maak ons monde toe. Of jy dit nou geweet het of nie, 2020, het die dekade van die mond begin, wat ons moes verklaar. En toe, wat gebeur toe? April, Maart 2020, wat gebeur met ons? Bly net stil, gaan bly by die huis. Gaan bly by die huis, maak jou mond toe. Is dit toevallig? Is nie toevallig nie. Ja, krag van die woord wat verklaar word volgens Genesis 1. God het my en jou die autoriteit gegee om te verklaar. En ons het nog altyd die autoriteit. Of het nou die dekade van die autoriteit is om te verklaar, jy het altyd die autoriteit. Maar daar is seisoene wat die salwing so stroop loop. En toe die seisoen aanbreek, toe weet die wêreld dit. Wie is die God van die wêreld? Wie? Satan. Hoekom sê ons so? 1 Johannes 5 vers 19 sê dit. Die Bybel sê dit. Ek en jy weet ons is dit God. Maar die hele wêreld word beheer deur die God van die wêreld. Wie is dit? Satan. Hulle weet al hierdie goed. Ons weet net nie. 2020 happy new year. Ons het nie gesien wat kom nie. Nee? En toe 2-3 maande later, toe moes ons almal injections kry en ons monde toe maak. En ons moet by die huis bly. Wat lekker was vir sommiges, maar vir ander mense was dit hel. Want jy geweet, hoe gaan jy jou einde van die maand jou water en ligte betaal nie? Nee? Genesis 1:15. Ek gaan aan met Genesis 1:15. Dis nou die son, maan en sterre. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde, en dit was so.
God het toe 2 groot ligte gemaak. Dink of 'n kind praat, 2 groot ligte. Wetenskaplikes sal sê, natuurlik is dit nou Uranus, wat ook al. Hulle sal nou met hoë drawende stemme praat. God sê, ek het 2 ligte gemaak. Sien, ons raak gekompliseerd. God raak nie gekompliseerd, hy wil nie met die mekaar raak, hy sê, is 2 ligte. Alright? Ja, die son en die maan. God het 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. God het gesê, wanneer ek en jy die woord verkondig, moet ons dit so eenvoudig verkondig, dat 'n kind dit kan verstaan. Maar nou, doen ons dit nie so nie. In die konteks van die en die milieu van daai, dan kom met 'n hoogdrawende stem, raak jy nou sommer anders, jy raak sommer godsdienstig, dieselfde ou saam met wie jy gister gebraai het, om die vuur gesê het, hoor Jannie, goed en jy, maar broer, dan raak ons so, alles raak moeilik, alles raak gekompliseerd. Ek kyk nou so simpel stories saam met my seun, van mense wat uit die see uitkom, so BBC ding, en dan nou die aardbewoners. Toe nou wêreld onder die water en alles. Maar in elk geval, nou begin hierdie klomp met mekaar gesels. En die Mayor of London staan dan, hy praat. Nou vra hulle van, hoorie, wanneer gaan julle ophou om die see so te besoedel? In die konteks van dit, sit ons met samesprekings en ons behandel dit oor so 3-4 jaar. Hy sê, praat net, vra daai wese van, praat net normaal. Ons wil met daai ou praat. Toe het hulle hom lankal dopgehou, hy is 'n normale ou. En toe hulle met hom praat, toe kom daar kommunikasie. In politiek is dit so. Ons kyk en ons in samesprekings met die Frans, praat net met ons, sê net vir ons wat aangaan. Nou in die kerk is dit ook so gewees. Praat net normaal, God kommunikeer nie polities nie. God kommunikeer nie met 'n agenda nie. Hy doen nie, hy praat normaal, groot lig, klein lig. Lekker hoor, een vir dag, een vir nag, oké? Verstaan julle dit? Sien jy dit? Daar sê, so maklik soos dit. Nou sal geleerde ouens vir my sê, teoloë, wat nie die vrees van die Here het nie, en ek maak my siek. Ja, maar onthou net, daar is ruimte vir evolusie. Hoe durf jy? Want jy is nie bang vir God nie, is jou probleem. Gaan sê jy vir die God wat die 2 groot ligte gemaak het, daar is ruimte, gaan sê jy vir hom, kyk of jy kan. Ek dare jou. Ek wil daar wees, ek wil so by die kant sien, maar ek mag nie so wees nie, sies, nee. Ek dare jou, vra hom, ruimte vir evolusie. Wat se pansy is dit? Hy is nie bang vir die Here nie, hy is nie bang vir hierdie woord nie. Hy het nie respek vir hierdie woord nie. Sorry vir jou. En God het die uitspansel, maar ek het nou geskiep hier, so God het die 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag. Ook die sterre, kan jy glo, hy het ook die sterre gemaak. So daar is nie marsmannetjies nie, kan ek vandag vir jou sê. Ok, want God sê dit nie in die Bybel nie. Ja, maar onthou nou net, nee, die Bybel. Hoekom het hulle gemaak? Met 'n rede. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen lig en duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die 4de dag. Klappunt. Nie 1 miljoen jaar tot die 4de dag, nee. Dit was aand en was môre. God se begin nou altyd. 6 uur die aand is aand tot 6 uur môreoggends is aand en dan van 6 uur môreoggend tot 6 uur môreoggends. Dis hoe hy werk. Klaar, punt. Toe kom ons en ons maak dit toe nou 24 uur. Syne maak 12 ure, klaar. Baie maklik. Nog nooit verander nie. Die Jode doen dit nog steeds vandag so. Alraai. En het jy geweet dat die son dui op die nasies? As God deur die son praat, dan praat hy met nie Jode oor die nasies. Maan praat hy met Jode. Sterre, seuns van God. Ons, het jy geweet, die bruid? Kom ek wys vir jou. Die volgende. Genesis 15, nou na die sterre kyk. Genesis 15 vers 5. Daarop lei hy hom uit, is nou Abraham, voordat hy Abram geword het.
Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. Maar weet ons kan nie. Jy gaan maar, kan jy sterre tel? Nee, dis nie manier nie. As jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Galasiërs 3:29. En, dis nou die bruid, hy praat met die bruid, want as jy nie weergebore is nie, kan jy Galasiërs nie verstaan nie. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Julle, die nageslag soos die sterre in die hemel. Romeine 2 vers 28. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat openbaar is in die vlees nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborge is, die besnydenis van die hart. Toe jy weer gebore word, is jou hart besny. En nou is jy die ware een. Jy is die nageslag van Abraham, soos die sterre in die see, see, uitspansel. See sterretjies dalk, maar nog nie die see nie. Daar's 2 kalenders. Ek het nou vir jou gesê. Die Hebreëse of die Joodse kalender, God se kalender, jaar 5786, is op die maan se siklus. Nog altyd. Ons kalender, wanneer hy met die wêreldplaat wat die keisers ingestel het, is hy op die son. En die aarde se omwenteling om die son. En dis hoekom dit dan nou, as God met die son praat, dan praat hy met die wêreld. En as hy met die maan praat, dan praat hy oor die maan, praat hy met die Jode. En as hy oor die sterre praat, wie is die nageslag van Abraham en so sterre in die hemel sal wees? Ek en jy. So. 5786 is 'n spyker of 'n hak of 'n tentpen. 2026 beteken God my redder. 26 is die Yotei-Va-Wei wat uitgewerk is, 26. Genesis 1 vers 26 sê, kom ons, nou praat hy met Heilige Gees en Jesus, God praat nou, hy praat nie met die engele nie, maak die mense wat ons nou gemaak in ons beeld en gelykenis. Yotei-Va-Wei sê dit, dat hulle soos ons kan. Toevallig Genesis 1, 26. Dis waar die ouens op dit kom. Ek wil julle net herinner aan Openbaring 12:1 en ek en Tinus, hulle praat baie daaroor in die kerk. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof, haar kop, 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Nou weet ons, dat die vrou verteenwoordig Israel. Want ons is ook 'n vrou, maar ons is 'n maagd. Baie ouens in die kerk sê, daai is die kerk. Nee, dan het hy 'n probleem, want sy is swanger. Nee, die bruid is maagd. Die swanger vrou, as jy gaan verder lees daar, is toe nou die Jode, want uit hulle is die Messias gebore, en die draak het gegaan vir daai babiekie. En hom doodgemaak, maar hy het opgevaar hemel toe. Hy het weer gelewe. Is dit nie mooi nie? En die sterre is die nageslag. Ek herinner julle daaraan. Kyk hy volgende prentjie. Waf. Heaven, God. Waf, connect, earth, man. Want, as God nie met ons connect op 6 nie, waar lees ons van 6 in die Bybel? Teken van die dier, ne? 6, 6, 6. Dis die mens se syfer daar. As ons oorgelaat word aan onsself, then it all is about me, myself and I. Onthou julle Galasiërs 5:22, maar Galasiërs 5:19? Galasiërs 5:22, saam met God, as ons connect is met hom, is ons mos die vrug van die Gees. Voor dit is sonder die Gees. Dan is dit alles vlees. Dan is dit nie goed nie. So, kom ek kyk wat dit beteken. 5786, goddelike verbintenisjaar. Eenheid met God en vestiging. Wat het God ons gegee in hierdie kerk? 'n gebou, 'n kerk. Nou moet ons tentpenne inslaan. Want die storms kom, hoor. Het jy geweet, dit verander so 'n bietjie in die wêreld nou. Het jy geweet dat daar's 'n land in Afrika waar dit waar hy genocide in die 90's plaasgevind het?
Daai staatspresident het 800 kerke toegemaak. Daar sê, beter, ek was so ou nuus. Hulle maak die kerke toe. Het jy geweet, daar is 'n wet wat hulle wil instel om alle kerke, behalwe staatskerke oop te hou in hierdie land? Het jy dit geweet? Ja. Die regering probeer dit doen. So ons moet op ons knie gaan in die Here, nee. As ons teenpenne inslaan, ons moet staan op die waarheid. Want as jy in hierdie tyd nie gaan discernment het nie, nee, en ek gaan 'n bietjie daaroor praat. En ek het dit met ons leiers gedeel. 'n Ou het baie honderde jare terug al gesê, discernment, onderskeiding, is nie om te kan onderskei tussen reg en verkeerd nie, almal kan dit doen, almal weet wat's verkeerd. Onderskeiding is om te onderskei tussen dit wat reg is en amper reg is. En as jy nie jou Bybel gaan ken nie, gaan dit vir jou amper reg klink. Maar dit is nie reg nie. Ja, maar ons moet liefde vir almal hê. Klink amper reg. Ek het laasweek daaroor gepraat. God sê, ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid vir die wat U vir my kies uit die wêreld nie. Moet ons vir die wêreld bid, verseker. Ons moet baie mooi onderskei tussen wat is reg en wat is amper reg. Amen of Omi. Hoe sê Andrew Womack? Amen of Omi. Ja. Amen. Het is baie stil vanoggend hierso. Luister hier, nee. Jy hoef nie hierdie goeders te gaan bestudeer en begin belangstel in die profetiek. Want jy weet, dis eintlik 'n opdrag. 1 Korintiërs 14 sê, hoor hierso, dis goed julle praat in tale, is awesome, is oulik. Maar die profetiese woord is baie belangriker. Maar weet jy hoekom? Dit stig mense, dit bemoedig mense. Kan ek jou bemoedig vir jou sê, God is in beheer? God weet presies wat in die wêreld aangaan. Hy kan tot die Gregorian kalender gebruik sy Lysis, want hy is die God wat syfers ingestel het, en letters, en prentjies, so by the way. En toe hy met die eerste Jode gepraat het, hulle kalender was prentjies, van die ouens is baie eenvoudig, maar ons het gedink ons het slim geraak, nou kom ons met die heavy syfers en die goed is oor mekaar. Ek kyk na my dogter se wiskunde en dog ek, Here, dankie het iemand in staat 4 al gered het, en my onttrek het van daai stelsel. Jene. Nee, jy moet 'n brein hê, hoor. Ek moet vir jou sê, dit kom definitief van haar ma af, ek glo so. Alright, as iemand my net in die wiskunde klas bietjie aandag aan my ook wou gee. Maar ek was die stadige enetjie. Jy weet, ek was in die begin toe ek wegspring was ek in die bykeer uit, en sit my naderhand in die skilpaadjie uit. Kan jy glo dat jy in rye gesit volgens jou IQ? Dis voor ek nog eers 'n IQ-toets geskryf het. Sit hulle my sommer aan die skilpad ry. Ag nee, die stadige ouetjies. Ja, daar. Hey, Charlie is maar vreed die wêreld, hè? Jy sit maar net daar. Ja. 2026. Hebreëse numeriese waarde van die naam van God. Nou, die Jode werk met, ek gaan nou probeer uitspreek, gematria. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Hulle doen dit om te ontleed wat God in die Bybel sê, hulle tel. Ouens wat nou wiskunde is en nou baie meer weet van dit is al. Alright, so JW, JHWH is uit gematria uitgewerk. Dis die naam van God. Alright, Genesis 1:26 sê, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. 20 afgesonder vir God, 6 gees van die mens. Hierdie jaar moet jy afgesonder raak vir God. Jy moet nie op die wêreld gaan nie. Moet nie op jou eie verstand gaan nie. Mens op sy eie, ek het gesê, Galasiërs 5:19-21, dis wat teen die vrug van die gees is. Teenoor Galasiërs 5:22. So, met ander woorde, wat sê God? Hierdie is die jaar volgens die Hebreëse kalender wat penne vasgeslaan moet word. Jy gaan moet besluit hierdie jaar, wat gaan jy hierdie jaar kies? You're gonna go your way, jy en Frank Sinatra? I'll do it my way? Of gaan jy met God anker? Want hierdie jaar, sê God, as jy jou mens wees, met my gaan vasmaak, it will be good. Jy gaan saam met my op 'n avontuur. Of jy kan jou pad gaan. 20, afgesonder vir God, saam met gees van die mens. Ons het 'n siel.
Ons is mense. Maar op ons eie is ons niks nie. Maar saam met God, as jy jouself gaan afsonder van hom, jy sê in jou jaarbeplanning vir jouself, die eerste ding wat ek wil opsit, buitengewig verloor. Ek gaan tyd afsonder saam met God. Ek gaan ten minste 'n hoofstuk uit die Bybel lees elke dag. Ek gaan 1 teaching luister. Dit is nie genoeg om net op 'n Sondag vir 40 minute iets te hoor nie. Jy gaan dit nie maak nie. Ek gaan 'n hoofstuk uit 'n boek uit lees. Ons is so gesosiale media, ons kan nie eers meer stil sit om 'n hoofstuk uit 'n boek uit te lees. Ek het oor vertel. Ek praat nou van 'n Christelike boek, nie 'n cowboy boekie nie. Hy daar is verby, hoor. Ek praat nou met myself. Julle moet nou maar 'n bietjie wag. Gaan ten minste elke oggend wegspring, 'n hoofstuk uit die Bybel, 'n hoofstuk uit 'n goeie boek wat oor die woord gaan, en ek gaan kyk of ek 1 teaching 'n dag kan luister. Ja, dis 'n goeie voorneme, om jouself te anker saam met God. Of jy kan jou ding doen. Jy kan al jou sepies opvang, Hank Voigt dophou op Chicago, jou ding doen. Maar ek sê vir jy gaan mis. Jy kan, God wil hê elkeen van ons moet loop so stroop met die gawes van die Gees. Het jy geweet? En hoe meer tyd jy saam met hom gaan spandeer, hoe meer discernment gaan jy hê. Of wanneer hy praat, of wanneer jy moet stil bly. Ek beloof vir jou, God sal bonatuurlik deur jou werk. Jy sal goed hoor en sien wat jy nie eens gedink het nie. Jy sal, as jy tyd saam met hom spandeer. Vir hierdie gemeente, ek gaan 'n oujaarsaand ook gehad, het die Here vir ons 'n deur oopgemaak, toe maak hy die venster oop, en nou gaan ons die spykers inslaan. Ons gaan ons fondasies vasmaak, dis wat ons glo. Ek gee nie om wat die wêreld skree en wat die ouens daar buite skree nie. Dis wat ons glo. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan onsself align met God. Openbaring 12:11. Nou gaan ek aan met die vrou wat gestaan het op die maan, onthou jy nou weer? As jy jou gaan self align met God, gaan jy die volgende kan doen. En hulle het hom, dis nou die vyand, oorwin deur die bloed van die lam, ons ken dit, en die woord van hulle getuienis, en luister jy, as jy die vlees gaan neerlê, as jy die 6 gaan neerlê, en hulle het tot die dood toe hulle eie lewe nie lief gehad nie. As jy jou eie goed nog lief het, gaan dit vir jou baie moeilik wees om so te operei. Baie moeilik. En is moeilik. Is 'n prys wat jy betaal om saam met God te loop en baie avontuurlik is 'n prys wat jy betaal. Jy gaan moet kies. Waar staan jy vandag? En elke mens moet dit self kies. Want as die ou hier voor dit kies vir die mense en almal sê net ja, dan is dit nou 'n sekte, né? Ja, nee, kyk, hier gaan 'n komeet verbykom en almal van ons moet op daai dag reg wees en dan gaan ons almal gif drink en gaan ons saam met die komeet. Ja. Dis wat mense gedoen het in die verlede. As ons God kies, dan moet jy hom kies. Jy moet homself kies. Hierdie is die kerk waar ons by mekaar kom. Ons is 'n gemeente en ons wil saam skouers skuur. Ons wil saam dinge vir die Here doen. Ons wil saam leer en van hier af uitgaan om ander te help. Ons wil dit doen, maar jy moet kies op die einde van die dag. God, ek kan nie vir jou kies nie. God gaan nie vir jou kies nie. Het jy geweet, God manipuleer jou nie eers nie. Maar as mense wat mense manipuleer. Dis waarom vir baie mense sê, ja, maar my man of my vrou, en jy kan nie iemand maak nie. Ek het laasweek die skrif gegee, daar sal divisie wees. God sal divisie bring. Een sal 100% kies, en die ander, nee. Dis moeilik dan om in dieselfde juk te trek. Want die ene nie heeltemal nie. As dit taf hoor. Dis hoekom is so goed, wat 2 of 3 saamstem, wat 2 of 3 aan dieselfde juk trek, daar's verandering. Just daar kan die Gees operuit. Jy geweet. Ek like as die ouens, ja, 2 of 3 saamstem, die Here is daar, hy is altyd daar. Hy werk net lekkerder as 2 of 3 saamstem. En as ons in 'n gemeente kan wees waar ten minste 12 saamstem,
Imagine that. 12 disciples het saamgestem. Okay, 11, want die ander enetjie het homself toe nou opgehang. Maar toe Matthias het bygekom, 12 het saamgestem. En 120 het saamgestem. Van al die ander, daar was omtrent 600-700, maar net 120 het vir 10 dae besluit om saam te stem. En 120 het saamgestem om te wag. En die Gees het gekom en vuur op hulle gegooi. So wanneer jy na die huis van die Here toe kom, wat die kerk is, jy is ook die huis van die Here natuurlijk, en jy is in agreement, en jy het 'n visie, en sê, hoorie so, ons gaan hierdie jaar vasttrap, ek gaan hierdie jaar besluit, saam met 'n handjie vol ander mense, ons gaan besluit, ons gaan vastvat, ons gaan commit. Maar jy sien, die probleem is in die kerk, want ons almal het, baie van ons het seer gekry in kerke, baie. Nou het jy so seer gekry, jy is bang om te kom agree saam met, ek gaan kom, maar ek gaan versigtig wees, ek hoor, maar ek gaan eerder op my eie nog. Dis 'n probleem. Want die kerk, soos God het ingestel het, soos hy die huwelik ingestel het, is om unity te hê. En hy gebruik die kerk met huwelik, het jy het geweet. Efesiërs 5:22-32. Hy het die gemeente ingestel, en hy was so lief vir die gemeente, dat hy sy lewe gegee het vir dit. En as jy die 6 neerlê, jou eie vlees, my eie doel, en jy lê dit neer en jy is in agreement, kan jy die wêreld verander. Selfs by die toring van Babel, God het gesien, hierdie klomp is in agreement. Niks is meer vir hulle onmoontlik nie. Toe verwar hy hulle deur hulle tale te mix. Onthou jy? Maar die probleem is in kerke, en hoop is nie hier nie, elke ou kom met sy eie agenda. Ek kom net vir die boodskap. Maar om saam met hulle te operate gaan ek nie. Ek gaan my eie ding doen. En dan is jy op jou eie. Nog nooit op jou eie kan jy teen die Satan, luister gou vandag vir my. Ander ou, ek het dit vir Jonathan hulle mag gedeel. Andrew Sally het 'n mooi verduideliking vir die Amerikaners gegee. Hy kom van Suid-Afrika af en hy is nou in Amerika. Hy sê, onder buffels, die guiding is sterk hoor. As hulle in 'n trop is, die leeu's kom nie naby hulle nie. Maar as hy buffel op sy eie is, en hy gebruik die voorbeeld van hulle noem het nou in Engels, ek weet nie wat noem het in Afrikaans, Jonathan sal weet, 'n dagga boy, wat is dit? Is hy buffel wat op sy eie hart, is 'n meneer hoor. En toe die buffel op sy eie hart loop, toe sien hy hoof leeu wy vir hom. Toe gat hulle vir hom. So maak jy saak hoe sterk jy dink jy is nie. Op jou eie, uit die trop uit, die leeu's gaan vir jou vat. En luister gou hier, nee, die Satan loop rond soos 'n blinde leeu. En as jy op jou eie is, gaan hy vir jou vat. Maar as jy in 'n community is, of believers, wat dieselfde dink, of probeer althans, dan kan jy fight. Maar as jy op jou eie is, jy nou Frank Sinatra, dan kan jy dit doen. Nee? Ek wonder wat het hy vir Here gesê. Here sê, okay, hy is nou hier. Wat het jy gedoen daar op aarde? Nee, 'n klomp liedjies gemaak, tapes, plate, alles. O, ek sien jou hooftreffer was, hy did it my way. Hoe werk dit vir jou? Jene. Weet jy, het is my hartseer van CD's en boeke, en ek is self lief vir dit. Ek was nou daar by my pa gewees. Julle boek, al my boeke is daar saam. Ek het al die boeke gelees, en van hulle 2 keer. Dit is oud. Stel nie meer aan belang hê. Ek gaan by pawn-shops verby, en as die ouens se CD's daar. Dan word Neil Diamond daar verkoop R5. Sy lewe se werk, R5. Dit is hartseer, hè? Maar wat nie verander nie is hierdie, hy word nie oud nie. Jou fisiese Bybel kan dalk oud word, maar wat daar binne-in is goud, dit bly vir altyd. O, Jonas se boek is vandag nog geldig. Is dit nie mooi nie? Hy word nie oud nie. Dit bly niet met die Gees van God. So ek vir jou challenge hierdie jaar. Gaan sit bietjie en dink. Dink wat gaan jy doen die jaar? Ek wil vir jou laaste voorbeeld gebruik. Ek en Elsie, sonder dat ons dit weet. Sonder dat ons dit weet. Van die betekenisse van die geopende deur en van die geopende venster is wanneer jy 'n huis gaan koop.
En hierdie Here vir ons is besig om hierdie huis te koop. Kan jy dit glo? Vir die kerk. Maar my eie lewe, is dit die eerste keer, vandat ons getroud is. Ons het daai tyd toe ons getroud in Pretoria vir ons 'n townhouse gekoop. Toe verkoop ons om daai tyd, en ons is saam met die familie besigheid, ons is nou heeltyd so, lekker. Saam met die familie, so, hulle huise gebly, alles. En jy weet, nee, 2023, toe begin die goed so te beweeg, 2024, begin die deure oopgaan, en 2025 die jaar, toe koop ons die eerste keer, in ons 25 jaar huwelik weer 'n huis. En as ek hierdie goed geweet het, sou ek gesien het, dis 'n goeie tyd, 2025, as jy kan, om dan 'n huis te koop. Want dis 'n deur wat oop. Ek het dit gedoen, ek het nie eens geweet nie. Die Here is so in beheer, nie? Kan jy dit verstaan? Dis wonderlik om hierdie goed te sien. Ja, maar nou, jy moet nou nie, hierdie is nou glad nie, maar my nie wakker maak, jy het werk vir my. Saam met die Here, nee, is dit awesome. Die Here het vir julle almal woord. Die Here het 'n plan met elkeen van ons lewens, as jy bereid is om die 6 neer te lê. Jou eie begeertes. En God is nie fout met jou drome nie, daar's goed om drome te hê. Dis goed. Maar onderwerp het aan God. En kyk of dit so moet wees. Jonathan het vanoggend, en jy het gesê, mense het baie planne. Maar God beheer. Hy direk. Want hy weet wat gaan vir jou werk en nie. Ek het al in 2010 vrede gevra, Here, ek wil permanent bedien. Dit nie gebeur nie. Imagine, hy het my toegelaat in 2010. Ja, oeps. Ek so vir verdeeldheid gebring het, nee. Dit was nie reg nie. Ek weet nie of ek nou al reg, maar ek is nie reg. As ek so tyd saam met die Here spandeer en ek sien alles wat aangaan en dinge wat gebeur, dan Here, gaan mens ooit reg wees om saam met die Here te hardloop. Hy is dan maar groot God, hoor. Maar as hy met ons praat en sê, hoor ek het 2 groot ligte gemaak. Hy weet ons gaan dit verstaan. 2 groot liggies, hoor. Jy sien, ons dink baie keer ons is te slim, hoor. Ons is nie so slim as ons dink nie. Het jy geweet, hierdie briljante brein wat jy gebruik het, sê hulle, hoeveel % gebruik ons daarvan? 6%. Nou wil jy met jou 6% brein hom uitdink. En nou die eerste skrif wat ek in die begin, Jesaja 55, 1-11, sy weer, dit boe jy weer, daar's ouens wat slim is. Ek hoor self ouens sê, ek het 'n paar vrae om die ou kerel te vra. Toe. Met jou 6% brein, wil jy regtig? Hy wat in 7 dae en 6 dae 'n aarde kom maak met sterre en 2 groot ligte. Wil jy hom vra? Nee. Ek het besluit, sommer al lankal, en hierdie jaar gaan ek dit vasmaak, ek gaan my penne inslaan, ek gaan myself onderwerp aan hierdie. En ek staan verbaas hoe die Here my gebruik. Ek staan verbaas. Almal wil alles gecompliseerd maak, selfs bevryding wat ons doen. Die kerk wil dit gecompliseerd maak. Jy moet vir die kursus gaan aan daai. Dis goed om al hierdie goed te weet. Maar moenie daarop staat maak nie. Want ek het agtergekom. Toe ek nou agterkom, daar's 2 groot ligte en ek verstaan dit nou so in daai konteks. En hoe God praat. Hy werk deur my. Ek hoef nie die bevryding te doen nie. Hoe lekker is dit? Maar sodra ek op my 6% intellek met staat maak teen 'n demoniese wêreld, jy gaan pak slag kry. Want jy dink jy kan dit uitfigure. Jy kan nie. Jy kan dit nie uitfigure nie. Hoe kan jy goed uitfigure dat jy nie sien nie? Dan maak jy goed op. En dis 'n probleem. Want die Satan gaan vir jou daarmee besig hou, hoor. So daar's 2 dinge wat ons moet onderskei. Reg en verkeerd, of reg en amper verkeerd. Nêrens lees ek in hierdie Bybel. Ek gaan net 'n voorbeeld gebruik. Dat ek in courtrooms of heaven met Satan moet gaan stry nie. Sien, dis mense wat dit uitgedink het. Klink amper reg, maar is heeltemal verkeerd. Toe die Here die besetene van Gadara vasgevat het, hy is vir ons 'n voorbeeld. Hy het nie vir daai ou se siel gaan compete in die courtrooms nie. Hy het gejaag, hy ou verstom na die tyd, en gesê, "Wat? Kan jy glo al die jare tussen die grafte deurgeloop nie?"
Ek wil nou sommer saam met u bedien. Here sê, gaan jy eerder huis toe. Dankie tog, dat hy homself kan geregryk en 'n bietjie nuwe klere gaan koop. Die budget was maar tyd saam met Jesus. Ek spot. Dit is baie eenvoudig hierdie jaar wat jy gaan moet besluit. Gaan jy saam met sy klok loop? Of gaan jy nog steeds jou ding doen? En dit is 'n vraag wat ons elkeen self moet vra, selfs ek wat hier voor staan. Wat gaan jy met jou besigheid doen? Gaan jy hom aan God onderwerp? Of gaan jy nog steeds besigheid doen soos jy dit doen? Toe ons saam met die Here al daai tyd op hierdie avontuur gaan, toe ons besigheid ook onder God onderwerp. Hey, papi, wil jy dit regtig doen? Toe ewe skielik is daar nie meer grys nie, is net reg of verkeerd. Kan jy dit oorvertel? Ja, maar jy weet, hierdie regering luister nie. Hy sê, gee vir keiser wat aan keiser toe kom, en gee vir God wat na God toe moet gaan. Daar is eintlik nie grys nie. Ons kan dit grys maak, ja, maar eintlik, onthou nou, eintlik tegnies gesproke, is net reg of verkeerd. Ek dink daai was my cue. Kyk as die babetjies begin moeg raak, dan moet jy weet. Nee, die manne is nou klaar hoor. So, gaan kyk weer na hierdie goed, ek het dit gestuur, gaan doen jou eie huiswerk. Luister gou hier. Ek en Elsie het van die begin af die bonatuurlike gesoek. Ons is so gewoond aan net die ou manier. Sonder gees. Ek en sy het op droomkursusse gegaan. Het jy geweet God praat met jou deur drome en visioene? En so eenvoudig soos hy in Genesis sê, groot lig, klein lig. Ons wil dit gecompliseerd maak, hy is een glad nie gecompliseerde God nie. Hy kan met die dogtertjie praat en ek het al met haar gepraat nie. Hy praat met haar eenvoudig in sy verstande. Verstande. Dus met die kind praat, wil hy met jou praat. Hoop nie jouself so slim te hou. Hy praat nou met myself ook. Sodra ek te gecompliseerd maak, sê Here vir my, hou net groot lig, klein lig. Dan gaan almal dit verstaan. Hy het 'n groot lig en 'n klein lig gemaak, hulle verstaan dit. Alright? En jy is een van die sterretjies. Hy gaan sy pareltjies kom haal, sterretjies, né? Gaan ons kom haal, né? Ons het dit gesing toe ons klein was. Ja, nou wil ons gecompliseerd raak. Maar is niks gecompliseerd. Ek sien uit na oujaarsaand, kom bid saam met ons. Slaat jou spyker vas in die grond, anker jou met God. Hierdie gemeente gaan sy tentpenne so 'n bietjie uittrek. Ons gaan ons spykers inslaan. En jy is welkom om saam met ons op hierdie avontuur te gaan. As jy lus vir dit. Nou gaan chaos weer. Goed gaan 'n bietjie die mekaar lyk partykeer. Maar kom ons figure dit saam uit. Ek het dit nog nie uitgefigure gekry, het ek God met my 6% brein uitgefigure. Moet dit nie dink ooit nie hoor. Moet nie dink jy die ou wat hier voor staan het uitgefigure nie. Vra my vrou. Sodra ek te slim raak, dan sê sy vir my, jy is nou te slim hoor. Dit pas nie by jou nie. Ja, dis nou eintlik 'n kompliment dink ek, nee. Ek dink so, ek vat dit maar as 'n kompliment. Jessie, ek wil net saam met God loop. Toe op die pad van die Meyas loop, nee. Julle is so eenvoudig, kan julle nie verstaan nie. Hy sê vir sy disippels op die stadium, hoe lank gaan ek nog hier by julle wees? Julle eenvoudig is. Moes Petrus voel. Dink het bietjie gekrenk aan hom, nee. Hy het nou, maar gelukkig het hy niks van homself gedink he. Want toe in Johannes 6 vers 66, toe al sy disippels hom los, en die 12 bly oor, toe vraag hy vir hulle, hoor, wil julle ook nie maar die pad vat nie, daar is 'n deur. Hy is oop. Here, waartoe sal ons gaan? Ons sal maar hier by u bly, want u die woorde van die ewige lewe. Daar sit die ou visserman met die modder tussen sy tone, gebarste haakskene en die skewe tande. Volg hy vir Jesus. Amen. Oujaarsaand gaan ons saam kuier, saam bid. En ons bid, ek bid nou vir die Here dat hy vir ons, deur ons sal vloei, en dat ons profetiese woord gee vir almal wat hier is, wat wil kom, en kom kuier saam met hom. Vader, ek loof en ek prys U naam. Ek bid dat U die naprediker sal wees van dit wat vandag gesê is. Ek bid my Here, dat U vir ons die pad sal aandui. Ons gaan net aan U submit.
Here, in die mekaar wêreld hier in Afrika ook nou, wat hulle wil kerke toemaak en weet nie wat alles nie. Here, ons vat geen vrees nie. Want U het gesê ons moet hierdie begin. Dit is nie 'n mense idee nie. Ons sê vir U dankie dat U ons sien as mense wie U kan gebruik. Elkeen van ons wat hier sit en wat ek wat hier staan. Dat U ons almal wil gebruik. U ken ons elkeen by die naam. U het U vinger op elkeen van ons. U het ons baie lief. U het ons geroep nog voor die grondlegging van die aarde af. Het U ons by die naam geken. En toe ons geformeer was in ons moeder se skoot, het U lewe in ons ingeblaas, gees. En het ons lewende siele gemaak. Here, en ek bid dat U vir ons die wysheid en die krag en die onderskeiding sal gee om onsself aan U te onderwerp in U woord en die eenvoud van U woord. Sodat ons elkeen wat hier sit, disippels kan gemaak van alle nasies. Want elke dag is ons in verbinding met alle nasies hier in Afrika en veral hier in Carletonville. Vader, ek eer U nou. Ek loof U nou. Ons sien uit na Woensdag, Heilige Gees, ons sien uit na wat U wil doen. Ons eer U naam. Dankie dat U die Vader van die ligte is. Ons eer U naam. Amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again.